Dis vir my 'n groot voorreg om die woord te bedien. Vanoggend wil ek met julle praat oor die volwasse harte van seuns en dogters. Ons is die afgelope paar weke besig om by God se Vaderhart in te tap en te vra dat die Here met ons sal praat, dat hy met ons sal deel, dat hy sy hart aan ons sal openbaar. Die realiteit is dat soveel mense se harte vasgevang is in slawerny. Dat soveel van ons se denke vasgevang is in vestings. Ons dink aan onsself as slagoffers. Ons dink ons is nie goed genoeg nie. Ons dink die Here sien ons nie raak. En vanoggend wil ek op die rig van daai woord, en ek wil jou aanmoedig, as jy nie was nie, of jy kon inskakel nie, asseblief, gaan op ons YouTube kanaal, gaan luister die woord. Want die Vader het 'n missie. Hy het 'n missie om by jou hart uit te kom. Die Vader het 'n missie om sy gees, sy volheid in jou binneste uit te stort. Die Vader het 'n missie om sy Vaderhart aan jou te openbaar. Maar soveel gelowiges dink aan onsself as weeskinders. Ja, ons glo die Here is zeer sekerlik magtig, en hy kan zeer sekerlik genees, en hy kan zeer sekerlik al die wonderwerke doen, maar ek glo nie dat hy dit vir my sal doen. Ek dink aan myself as tweedehands. Ek dink aan myself as oorgesien, agtergelaat, eenkant. En soveel mense eindig op waar hulle self isoleer en onttrek en eenkant staan terwyl hulle eintlik in die binnekring moet wees, daar waar daar verkwikking is, daar waar daar genesing is. Eintlik in die senter van God se teenwoordigheid moet wees, daar waar die Here hulle kan aanraak. Dis God se hart. Nou kom ons praat oor 'n vader se soeke na die openbaarmaking van sy seuns. As jy 'n ouer is jou begeerte dat daai kindjie waaraan jy 'n geboorte geskenk het, nie net 'n kind sal bly nie, maar dat daai kind sal opgroei en groot word en in volwassenheid sal opstaan en 'n jong man, 'n jong dogter, 'n jong vrou sal word, wat die lewe ingaan en 'n sukses maak van sy of haar lewe. Verantwoordelikheid opneem, integriteit uitstraal, Christus die middelpunt van sy of haar lewe sal maak. Jou begeerte as ouer is nie vir jou kind om 'n kind te bly nie, maar om groot te word. Ek weet ons sê altyd, Jesus, want kan hulle nie maar net so cute bly nie. Dit moenie so wees nie. Hulle moet opstaan, want saam met hy cuteheid kom daar ook tantrums. En iewers moet die tantrums ook 'n bietjie. En die realiteit is dat soveel kinders van die Here, volwassenes, wat Jesus aangeneem het, gooi nog tantrums. Ons is nog kinders. Die Here moet ons heeltyd terugbring na die eerste beginsels, hy moet ons heeltyd herinner waarvandaan hy ons kom haal het. Hy moet heeltyd weer kom en weer vir ons fondasie kom lê, want as hy weer sien dat ons fondasie krake in, dan gooi ons stories in die kop uit. Dan wil ons nie. Ek is nou op daai ouderdom met ons enetjie wat nie wil nie. En die hele missie van 'n vader is om sy hart en sy missie in jou hart wakker te maak, sodat jy sê, nie my wil nie, Here, u wil geskied. Die wil van die Vader
is my belangriker as my wil. Dis waaroor volwassenheid gaan. Volwassenheid gaan daaroor om te kan onderwerp aan die wil van die Vader. Ons dink volwassenheid is om te kan opstaan en onafhanklik te functioneer en selfvoldaan te kan wees en confident in die wêreld in te gaan en ek kan dit doen en ek gaan die wêreld wys hoe groot en sterk ek is. Dis nie volwassenheid. Dis reaksioneel, want jy voel jy moet jouself bewys. 'n Volwasse hart voel nie, ek moet myself bewys nie. Want 'n volwasse hart weet wie in hom glo. Hy het reeds die goedkeuring van die Vader. En hy doen wat sy Vader wil. Dis die volwasse hart van 'n seun en 'n dogter. Live your life as if you've got nothing to prove. Live your life as if you've got nothing to lose. Live your life as if you've got nothing to hide. Want ons dink, ons moet beskerm wat ons in is. Ons moenie dat mense ons harte sien nie. Ons moet wegkruip. Ons dink ons moet onsself bewys. Ons dink ons het net goedkeuring wanneer ons perform, wanneer ons iets groots bereik het en almal kan sien, wow, kyk net daar wat het Jacques gedoen. Dan is ek geliefd. Dan is ek geag. Dan is ek waardevol. Terwyl my waarde hang nie af van wat ek doen nie. My waarde kom eintlik van wie ek is. My waarde kom van binne. Ek is die kind van 'n Vader. Hy roep my om sy seun te wees. Toe God jou geskaap het in sy beeld en in sy gelykenis, hoor my, om soos hy te wees, hy sy gees in jou ingeblaas. Daai gees is die gees van aanneming tot seunskap. En hy het bestem dat jy nie net 'n kind sal wees nie, maar dat jy sal opgroei in seunskap, dat jy sal opgroei in volwassenheid in Christus, dat jy sal weet wie jy is in die Here. Dat jy weet wie jy is. En dat jy sy verteenwoordiger op die aarde kan wees. Nie my wil nie. Die Vader se wil. Nie ek wat onafhanklik en op my eie en my eie ding kan doen en niemand skuld my niks nie. Ek hoef van niemand afhanklik te wees nie. Ek hoef niemand iets te vra nie. Ek kies om afhanklik te wees van een. Die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Hy is my pa. En ek het tuis gekom in sy hart. Dis waaroor seunskap gaan. Hoor wat sê Romeine 8 vers 19 en ek het dit al in hierdie reeks aangehaal, maar ek wil jou terugbring daaroor, want as ons praat oor die volwasse harte van seuns en dogters, dan moet ons Romeine 8 verstaan. Romeine 8 vers 19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou as jy 'n New King James version het, of as jy 'n Amplified version het, dan gaan daar staan sons van God. Nie kinders nie. Nou ongelukkig in beide die Afrikaans 83 en die ou vertaling as kinders, maar die intensie is nie kinders nie. Dit gaan hier oor die volwasse harte van seuns en dogters wat geopenbaar moet word. All creation is subject to futility. God roep met reikhalsende verlange, hy wag vir die openbaarmaking van sy seuns, sy dogters, wat sal opstaan in sy autoriteit en in sy krag en in sy mandaat om soos hy te wees. Om deur die gees van Christus gelei te word. Nie besig te wees nog met melk nie, maar met vaste kos. Om in gesag op te staan.
die openbaarmaking van seuns. Vers 21 sê, in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Weereens seuns. God wil sien dat jy vrygemaak word van slawerny tot die vryheid van seunskap. Ja. Hy wil hê jy moet losbreek uit die slawerny van omstandigheid, uit die slawerny van jou denke wat jou vashou, uit die slawerny van 'n verloorders slagoffer mentaliteit. Waar jy dink aan jouself op grond van die wêreld se opinie oor jou, nie op grond van die skepper van die heelal se opinie oor jou. Vrymaking van slawerny tot die vryheid van seunskap. Vers 14, as jy 'n paar verse vorentoe gaan. Nou gaan ek sommer die New King James quoteer wat sê, those who are led by the Spirit of God, these are sons of God. My 2-jarige meisiekind word nog nie gelei deur die Gees van die Vader. Sy moet nog geleer word. Ons moet haar nog help. My tienerkinders verstaan nog nie heeltemal wat dit is om gelei te word in die Gees van die Vader. En ongelukkig is dit so, dat baie 20-jariges, 40-jariges, 60-jariges, dit ook nie verstaan. Ons gaan ons hele lewe lank deur, en ons is nooit besig om 'n plek te kom waar ons werklik onderwerp aan die Gees van die Vader. Hulle wat deur die Gees van die Vader gelei word, hulle is seuns van die Vader. Ja. Ek wil op 'n plek kom waar ek kan sê, word werklik gelei deur die Gees van God. Ek wil op 'n plek kom waar dit nie my eie gedagtes is nie, nie my eie wil is nie, nie my eie frustrasie, en waar ek bedags deur tye gaan waar ek nou gefrustreerd is en ek besef, man, ek kom net nie deur nie. Hierdie ding wat nou gebeur het, dit pla my en ek is in frustrasie. Ek worstel hier met myself. Maar werklik in die vrede van die Vader beweeg. Waar ek die Gees en die vervulling van die Vader ervaar. En waar ek weet wie ek is in hom. Nie onseker is nie. Nie dink ek myself bewys nie. Nie rondloop om erkenning by mense te soek. Want ek weet my erkenning kom van die Vader. Dis wat volwassenheid beteken. Jy sien, seuns onderwerp hul aan die Gees van die Vader. Seuns en dogter. Seuns onderwerp hul aan die missie van die Vader. Here sê vir my waarmee u besig is, ek wil inslot by wat u besig is. Ek verwag nie van die Here om in te slot by waarmee ek besig is nie. Ek het klaar besluit, ek vra nou die Here om te seën wat ek besluit. Here, wat wil u besluit? Sodat ek kan onderwerp aan waarheen u op pad is. Ek is besig om my eie kop te volg. Ek is besig om die wil van die Vader na te jaag. Seunskap. Sonship. Submission leads to sonship. Because the son understands submission to a father. Hoor wat sê Hebreërs 5, vers 12 tot 14.
Die skrywer van Hebreërs sê die volgende: hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee. Hy praat met gelowiges wat al vir 'n geruime tyd die Here dien. Hy praat tipies met 'n gemeente soos hierdie. Gelowiges wat die Here al dien vir 'n jaar, vir 5 jaar, vir 10 jaar, vir 20 jaar, vir 30 jaar, 40 jaar. Dan sê hy, alhoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. Hy sê 'n mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy's nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir volwassenes, vir mense wat oor insig beskik, wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hoeveel van ons in die gees hak nog vas by kindskap? Die Here moet heeltyd ons terugbring na melkkos, want ons het nou 'n tantrum gegooi en ons het ons toys in die koffie gegooi en ons wil nie dit doen nie, alhoewel die woord vir ons duidelik sê dis die wil van die Vader, onderwerp ons nie. En ons pluk die vrugte. Ons stamp ons koppe. Ons is gefrustreerd. Ons laat goed in ons lewens toe wat ons weet nie God se hart is nie. En dan wil ons rebelleer. As ons saai, dit wat ons gemaai. Maar sê die Here, maar ek moet jou terugbring. Ek moet jou terugbring by melkkos. Ek moet weer vir jou die grondwaarhede, ek moet weer vir jou fondasie lê, ek moet weer jou doek ry. Want jy's nog 'n baba. Maar jy's veronderstel om teen die tyd onderrig te kan gee. Jy's veronderstel om teen die tyd disippels te kan maak. Jy's veronderstel om iemand anders na die Here toe te kan lei. Want tussentyd is jy nog steeds besig met die frustrasies aan huis en in jouself en in jou verhoudinge. Jy kry nie oorwinning nie en jy blameer dit op. Dit wat gebeur het in die verlede, en iemand het dat gedoen, en het iemand my te nagekom, en daai ou by die werk, en weet jy wat my ex-vrou, en weet jy wat dit, en weet jy wat dat. Wanneer gaan jy op 'n plek kom, kind van God? Wanneer jy onderwerp aan die wil van die Vader. Skus, dit klink baie kwaai. Dalk moet ons dit hoor. Dalk moet ons dit hoor. Dis tyd dat ons losbreek van kindskap. Dis tyd dat ons opstaan in seunskap. Dis tyd dat ons uiteindelik vaders word. Amen. Dis eers wanneer jy 'n vader is, wat jy besef, wanneer jy ma is, wanneer jy besef, hier is my ma van my opgeoffer vir my. Racket. Jy is met sy naam geduld gehad met my. Jy is my pa, en hom sy tande gebyt om my dan net hierdie tienerjare te kry. Nou het ek respek vir hom. Nou verstaan ek. Voorheen het ek nie verstaan. Voorheen was ek blind. Besig met die dinge van 'n kind. Wanneer gaan jy die dinge van 'n kind agterlaat? En opstaan en volwasse. Nou kom ons onderskei, kom ons plaas hierdie twee teenoor mekaar. Aan die een kant sit ons neer volwasse harte. Mature hearts. En aan die ander kant sit ons neer onvolwasse harte. Immature hearts. Ons kan sê onvolwasse harte is kinders. Wat vasgevang is in weeskinddenke. Nie waar nie. Maar volwasse harte, dis seuns en dogters in die huis. 'n seun wat pa se besigheid kan oorvat. Wat die gees van seunskap, die gees van aanneming gevat het. Gelei word die reg.
Volwassenheid gaan daaroor dat jy gelei word deur die gees van vryheid. Terwyl onvolwassenheid beteken jy's nog vasgevang in vrees en slawerny. Jy's nog vasgevang in dit. Jy word gelei deur jou vrees. Jy's die slagoffer van daai slawerny. Van vloeke, immoraliteit, foute wat jy gemaak het, onverwerkte seer. 'n Volwasse hart vind sy identiteit en sy sekuriteit in die Vader se liefde, in die Vader se goedkeuring. Maar 'n onvolwasse hart weet nie wie hy is in Christus nie. Vra jy hom wie jy in Christus sê, maar ek weet nie. Sê jy vir 'n klomp goed hier in 'n diens, dan stem hy saam, ja, stap hy hier uit, dan weet hy wie hy in Christus is. Nog vasgevang in onvolwassenheid. Soek voortdurend die goedkeuring van mense. As mense maar net vir my kan sê by die werk, well done. Dis wat jy doen goed. Kan my baas nie net meer waardering vir my toon nie. Ek soek nog die erkenning van mense. Volwasse harte het geopende geestesoë, geestesperspektief in sig. Hardloop met openbaringskennis uit die woord van God. Die woord breek vir daai persoon oop. Dis iemand wat in volwassenheid opgroei. Terwyl iemand wat nog onvolwasse is en beperkte geestelike insig, want ek is nog 'n kind. Ek sukkel om die dinge van die gees mooi te onderskei. Ek is nog blind en vatbaar vir valse leuen oortuigings. Ek soeg voor dit. As ek my weer kan kry as 'n vars oortuiging wat nou pos gevat het. Hier worstel ek met nog 'n ding. Hier worstel ek met 'n volgende ding. 'n Volwasse hart lewe in vergifnis, vryspraak en die vrye toegang tot die Vader. Vertoef in die Vader se teenwoordigheid. Terwyl 'n onvolwasse hart gaan gebikkend onder veroordeling, sit met heeltyd met skuldgevoelens, worstel die heeltyd met skaamte en skande. En wil daarom hom of haarself isoleer. Onvolwasse hart. 'n Volwasse hart het 'n oorwinnaarsmentaliteit. Al bring die lewe wat ook al na my toe, in Christus is ek meer as 'n oorwinnaar, want hy my lief. Terwyl iemand met 'n onvolwasse hart is vasgevang in 'n slagoffersmentaliteit. Worstel die hele tyd met reaksionele gedrag op wat met my gebeur. Iets gebeur met my, ek verloor my koel, is geïrriteerd, ek is nou kwaad, ek is woedend, ek het bitterheid in my hart as gevolg van reaksionele gedrag, negatiewe denkpatrone, as gevolg van slagoffermentaliteit. Onthou wat ek laas week gesê het, as jy nie hier was nie, ek het gepraat van 'n external locus of control, eksterne locus van beheer, versus 'n internal locus of control, interne locus van beheer. External sê, ek is die slagoffer van wat met my gebeur. Die taxi ry voor my in, ek vloek my seun, wanneer ek by die huis instap. Ek is 'n slagoffer van die taxi.
Want ek is so ongeduldig want ek het 'n moeilike dag gehad, los my. Ek is 'n slagoffer. So ek tree reaksioneel op vanuit wat van buite af met my gebeur. En hoor my lied, ek kan myself nie hiervan verontskuldig nie. Ek dink nie een van ons kan onsself hiervan verontskuldig. Ons almal van my stryk. Eksterne locus van beheer. My geluk word bepaal van buite. Maar interne locus van beheer sê, ek het nie beheer oor hoe jy teenoor my optree, of jy van my gaan hou nie, en wat by die werk vandag afspeel nie, en hoe die verkeer is op pad werk toe, en wat Julius Malema kwytraak nie. Ek het nie beheer daaroor nie, maar ek het altyd beheer oor die keuses wat ek uitoefen. Hoe reageer ek teenoor wat om my gebeur? Nee, maar die diesel het vandag om R5 gestyg. Great. Weet jy, dat is 'n moeilike een. Okay, kom ons los hom. Ek het nie beheer oor wat my gebeur nie, maar ek het 'n keuse oor hoe ek reageer. Ek leef van binne na buite. My geluk word bepaal deur wie ek is in Christus. Wie ek is in die Here. Dit bepaal my vrede. Dit bepaal waartoe ek op pad. Nie die weerberig nie. Alhoewel die vloede nogals redelik ook heavy impak het. Maar okay. Dit bepaal, ek het 'n arme ou, jammer gekry, die sy huis sy dak net so uitsteek. Weet nie, iewers daar in die Kaap. Ek sê, Here, ek weet nie hoe ek sal voel. Dis menslik, Here, om 'n plek van mismoedigheid te slaan. Dis menslik om te voel, hel, hoeveel houe moet ek nog van? Dis menslik, maar moenie daar bly. Moenie daar tent opslaan. Staan op, tel jou kop op, rig jou oë op die Here. Maak die woord oop. Herinner jouself aan die beloftes wat God jou gegee het. Hou vas aan dit. Hoor gou hier. En ek wil 'n paar tipiese gedagtepatrone uitlig van iemand wat vasgevang is in 'n onvolwasse hart. Onvolwasse weeskind denke, hoor mooi, gaan alles oor die eie ek. Gaan alles oor die eie ek. Daai persoon vra homself af, wat kry ek hieruit? What's in it for me? Jy moet hom praat, haar praat. Wat kry ek hieruit? Ek het alles vir jou gedoen. Dis tyd dat jy bietjie iets vir my doen. Is reg? Ek offer so baie op. Dis tyd dat julle nou bietjie vir my opoffer. Gaan alles oor die eie ek. Ek voel te nagekom. Ek moet dit sê. Ek moet ons kan sê waar jy my te nagekom het. Ek is moeg daarvoor dat almal altyd my foute uitwys en nie hul eie foute kan raak sien. Hoekom moet almal altyd my foute uitwys? Stel jy bietjie na jou eie foute kyk. Ophou vir my vertel waar ek fout het. Sjoe. Ek gaan nooit weer iemand vertrou nie. Almal stel my altyd net teleur. Ek is altyd reg. En julle is verkeerd. Jy sien, my behoeftes moet bietjie vir 'n slag voorkeur geniet. Oor die behoeftes van ander. Ek gee genoeg vir ander mense. Offer genoeg van my tyd op. Elke Sondag preek ek hier net spesifiek toe. Wie gaan na my belange uitkyk as ek dit nie doen? Wie gaan vir my opstaan as ek nie vir myself opstaan nie? Ek is nie goed genoeg vir die Here nie. Jy het nie idee
waardeur ek elke dag. My lewe sou soveel beter gewees het, as dit nie was vir. Ek is sommer lus, en geen moed op. Ek het nou genoeg gehad. Klink van die stellings bekend. Dis 'n onvolwasse hart, wat gefokus is, op me, myself, en I. Dis selfsugtig. Maar tog, sê ons dit, tog is ons daar. Tog bedink ons dit, en tog staan ons op, sê die goed. Veral, teenoor ons vrouens, ons kinders, mense wat die naaste aan ons is met die oor. Hulle kry dit. Want hulle moet nou maar net hoor. Iemand wil dit hoor. Eie ek. In teenstelling daarmee, kom ons praat van, hoe lyk die volwasse harte van seuns en dogters, hoor my, wie se oë gerig is op die Vader. Hoor wat sê daai persoon, wie se oë gerig is op die Vader. Wie ek is, word geopenbaar in wie hy is. Nie my wil nie, maar u wil geskied, Here. Ek het nie nodig om myself te bewys nie. My erkenning en my goedkeuring kom van hom. Al val ek en ek verteer ek keer op keer, ek is altyd daar. Hy is altyd daar om my op te tel, my te motiveer om weer te probeer. Sy genade is genoeg vir my, want sy krag word volbring in my swakheid. Leer my, Here, om te loop waar u sou loop, van myself gestroom. Nogtans sal ek die Here dien. Maak nie saak wat gebeur nie, ek kies om die Here te dien. Ek onderwerp aan God, ek weerstaan die duiwel, en die woord sê, hy moet van my wegvlug. Ek is meer as 'n oorwinnaar, deur Jesus Christus, wat my liefhet. Here, leer my om lief te hê, soos u my liefhet. Praat, Here, ek is bereid om te luister. Maak nie saak wat ek doen nie, die Here bly altyd lief vir my. Die Vader glo in my. Dit is al wat tel. Dis wat iemand met 'n volwasse hart sê. Anja, jy kan dalk vorentoe kom. Anja, as ek kan vra, sal jy die melodie van die Heilige Gees lied ons volg? Jack Frost in sy kursus sê die volgende: volwasse seuns neem die Vader se missie, waardes en karakter aan. Hulle tree in vennootskap met hom. Hulle modelleer hul lewens volgens sy wil en hulle wandel in sy krag, sy autoriteit en sy nalatenskap. Hulle word gelei deur die Gees van die Vader. Ek wil vir jou sê, God roep jou tot seunskap. God roep jou om te sê, hier is ek. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek het jou lief. Ek glo in jou. Jy verwag dalk, soos wat jy hier sit vandag, veroordeling, maar die Here sê in Jesus naam, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Die Here sê, kom huis.
kom tuis in 'n Vader se hart. Hier is hy. Jy wil dalk so daai verlore seun sê, Here, ek verdien nie om die seun te wees nie. Laat ek net ten minste 'n slaaf wees in U. Here sê, maak nie saak. Jy's my seun. Jy was verlore, maar jy het tuis gekom. Jy wil ook soos sy ouer broer, het jy dalk gesê, Here, maar U het nooit vir my al die goed gesê nie. Ek is hoeveel jaar op die pad en ek sukkel, ek worstel, ek kom nooit deur aan die einde van 'n maand nie. Ek voel altyd vasgevang. En die Here sê vir jou, besef jy nie, alles wat myne is joune. Alles wat ek het ek vir jou gegee. Dis tyd dat jy optree soos 'n seun in die huis. Ek sluit af met Paulus se verklaring in 1 Korintiërs 13 vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind. Ek het geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Kerk, dis tyd dat ek en jy die redenasies, die denkwyse, die optrede van kinders een kant te skryf. Dis tyd dat ons opstaan as manne en vroue in God se huis. Dis tyd dat ons in ons Vader se voetspore volg. Aan sy missie onderwerp. Kan ek vra dat die lofspan vorentoe kom? Kan ek vra dat die hele gemeente saam met my staan? Ek gaan vra dat ons hierdie lied, Kom Heilige Gees, van voor af weer sing. En hierdie keer in die lig van die woord wat uitgegaan het. Want wat wil God doen? God wil sy gees oor jou uitstort. En dis die gees van aanneming tot seunskap. Die gees wat in jou wil uitroep, Abba, Vader. Die gees wat onderwerp aan die wil van die Vader. En as jy oop is vandag, en ek wil hê jy moet jouself oopstel soos ons hierdie lied sing, so moet ons in die teenwoordigheid van die Here ingaan. Wil ek hê jy moet jouself oopstel, dat sy gees jou hart kom herstel. Jou hart kom genees. En jou hart kom vul. Vader, dankie vir u gees. Dankie vir u teenwoordigheid. Here, ons stel onsself oop om te hoor by u. Kom, Heilige Gees. Kom. Benjamin, ek wil hier met die diens laat aanloop. Hierdie lied moet insluit asseblief. Sodat daai mense wat inskakel deel kan wees van wat hier gebeur. Dankie. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en dan oor ons neer. Kom Heilige Gees,
gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra vir ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra vir ons nou. Ons wag op U en ons vra vir ons nou. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons nou. Breekbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons nou. Breekbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou.
Meer en meer en meer. Kom Heilige Gees. O Here, verander ons. Kom Heilige Gees. Dankie Jesus. Kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Dankie Jesus. Wil jy net daar waar jy is, jou hande oopstel. Stel dit net oor. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Ek gaan 'n oomblik gee dat ons net intap by die Here. As jy behoefte het om daar waar jy is op jou knieë neer te gaan, doen dit. Gaan op jou knieë voor die Here. As jy nodig het om met hom te praat, praat met hom. Die Gees van God wil jou ontmoet net waar jy is. Die Gees van God wil kom en hy wil jou hart aanraak. Laat hom toe. Laat toe dat die Gees van God oor jou kom. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Net daar waar jy is, soek die Here. Net daar waar jy is. Vader, sal U kom in hierdie oomblik. In die harte van mense. Sal U kom in hierdie oomblik. Wanneer ons gees U hand insteek. Ons hart in U hande neem. Sal U Heilige Gees herstel in ons hart. Kom. Here, daar waar pyn is, daar waar onverwerkte seer is, dat U kom met daai seer
aanspreek. Daar alleen is wat ons glo. Kom Heilige Gees, kom verbring. Kom blaas die Gees en die waarheid opnuut in ons harte, in ons gees in. Kom Heilige Gees en herstel die trauma waarin ons is, die gebrokenheid van verlies, die verhoudings van die uitgewerk. Here, gee dat ons vergewe. As daar van ons is wat dalk ons paas moet vergewe. Ons moeders moet vergewe. 'n man of 'n vrou moet vergewe. Kies ons om vanoggend te vergewe. Help ons, Here, dat die vergifnis in hierdie oomblik ons harte kom skoonmaak. Die drek wat ons agtergebly het. Here, daar waar ons nie meer vrymoedig was om te vertrou nie, daar waar ons nie meer ons hart wil toemaak nie, die mure wat ons gebou het op ons hart, die einste mure wat ons gebou het om seer kry uit te hou, is ook die mure wat gemaak het dat ons nie die liefde kan ervaar nie. Nou vra ek, Here, help ons om die mure vanoggend af te breek en die liefde toe te laat. Die liefde vir ons ervaar. Die nabyheid, die goedkeuring, die erkenning, die volheid. Kom, Heilige Gees. Kom, Heilige Gees. Kom, Heilige Gees, en dan oor ons Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou.
sien in my gees in hierdie oomblik, hoe dat die Here besig is om in harte te werk. Die Here begin 'n proses, waar hy die seer kry, omkeer, waar hy sy seisoen in jou lewe aankondig, waar tot en met nou, seer kry opgebou het, nooit werklik hanteer is nie. En die Here sê, die wind draai. Die rigting van die wind draai in jou lewe. En die Here sê, ek kondig 'n seisoen aan van herstel, van verkwikking, van genesing. Dis hier. Kyk, sê die Here, ek is op die punt om iets nuuts te doen. Kom jy dit nie agter nie? Dis ek wat 'n rivier in die woestyn maak. Dis ek wat deurbreek deur my gees. Die Here sê, ek bring herstel en genesing in die harte van mense. Ek bring herstel. Dankie Vader dat U kom en dat U herstel. Waar die vyand kom steel het, in die naam van Jesus, dat U herstel. Daar waar hy onbedwing bring U eenheid, genesing, verzoening in Jesus naam. Dankie Heilige Gees vir U herstel. Here, ons vat dit. Ons gee onsself oor aan U. Nou U wil vir ons leef. Dankie, Heilige Gees. Amen. Ons sluit die diens hiermee af.